Goeiemôre, good morning. Ja, van Jen en Ries, hier is ons nou. Dit is dalk nog skemer en die koue byt, maar dit is heerlik om so vroeg saam met julle te kan kuier. Dankie dat julle inskakel. Ja, daar is vir heel wat om na uit te sien, Ras, soos wat jy gesê het, dis net ons twee hier in die ateljee, all girls week, dink ek, as ek reg verstaan. Maar nou ja, Pita sal binnekort weer terug wees. Die Afrikaanse Taalraad se onlangse jeuggesprek het jong stemme bymekaar gebring en Carla McKenzie, Louis Boshoff en Marikyn Creer-Evert gesels met ons oor die belangrike gesprek wat daar gevoer is. Jarde Smith en David Fink kuier vandag om te vertel oor die komende World Masters Hockey Wêreldbeker. Thys van Sail is terug en ons gesels vandag oor beleggingsgeleenthede op sosiale media en ook die risiko vir bedrog. Renier Bester van Jacksonville kuier by ons met 'n nuwe enkelsnit Jesus in Her Eyes en vertel ook meer oor die storie agter die lied. 'n Lekker volgepakte program wat voorlê, maar eers natuurlik ons oggendpraatjies. A luxury pair of Valentino Garavani heels has become the latest fashion item to divide the internet. The suede open-toe Revell pumps, priced at around $1,100, that's roughly 20,000 Rand, have been worn by stars like Tyler and Hailey Bieber. But instead of universal praise, the shoes have sparked a wave of online jokes and criticism. Many social media users have compared the unusual design to pig's feet because of the exaggerated open-toe shape, with someone calling them farmyard fashion. Despite the criticism, fashion experts say the shoe fits perfectly into the growing ugly chic trend, where bold, unconventional designs are meant to start conversations rather than simply look pretty. The rise of split-toe silhouettes, chunky sculptural heels, and exaggerated proportions in footwear all point to a wider shift in fashion, where shoes are no longer just accessories, but statement pieces designed to grab attention and spark strong reactions. Should we take a look? Asseblief. Nee. Okay. Ras, ek gaan vir jou vra wat jy hiervan dink, want ek dink tussen die twee van ons is jy baie meer, as ek die Engelse woord mag gebruik, fashionable. So, wat dink jy daarvan? You know what? I'm going to say that they look worse. They don't look as bad as I was expecting. When I saw the farmyard fashion thing, I thought it was going to be completely different. Maar daar is mos die hele ding soos jare terug waar die toe cleavage is mos nou ook 'n ding, né? Ja. Waar jy soos as jy like if you're wearing a pointed kind of heel or a court shoe or a pump, then your little like the way that the shoe is designed around how your feet kind of stick out. This is toe cleavage to another level. Ja. I don't know if I would wear it. Would you wear it? Glad nie. Hoegenaamd glad nie. Ek dink dit is nie vir my, daar's vir my niks mooi omtrent dit nie, maar dan moet ek ook sê, persoonlik hou ek oor die algemeen meer van 'n toeskoen. Ja. Ja. As 'n sandaal. Ja. Ja, hierdie is mos nou 'n combination van die twee. But I think the whole chat around this ugly chic and your fashion choices should spark a conversation and should I don't know. I think, you know, for everybody that wants to do that, power to them, but for me, I don't want what I'm wearing to be so ugly that people are talking about it. So I don't think it's for me. Dis 'n goeie punt en wanneer 'n mens kyk, onthou jy, selfs wanneer 'n mens partykeer gaan stem, dan plak almal gewoonlik hulle duimpies so op sosiale media. Ek dink 'n duimpie en 'n toontjie is nogal 'n twee kwessies wat nie noodwendig van die aantreklikste is nie. Ek praat namens 'n hele paar mense. Nee, ek verstaan dit heeltemal. So, vir jou 'n duimpie, 'n toontjie en 'n voeltjie. Daar zijn. 'n vleiende ding. Daar zijn. Dit is ons maak 'n lysie wat jy nou daar uitlig. Ons maak 'n lysie, Elsa. So leer ons mekaar beter ken. Nou ja. As jy wel besluit om so 'n paar skoene aan te skaf, laat weet ons net of stel ons gerus in kennis betyds. Ja. Sodat ons dit dan hier eksklusief kan vertoon. Ja, vertoon. En dan die ander ding ook, ek sal vir jou laat weet sodat jy kan sê ek is vandag daai dag afwesig. Baie dankie, Ras. Dis hoekom ons so goed uit die weg kom. Nou ja, daar's 'n ander storie wat ook uitstaan.
Die buitelyne van 'n reuse aasvoël wat uit 40.000 kalkklippe gevorm is, se vlerke sprei nou oor die Kalahari vlakte by Van Sailsrus. Die grondtekening, wat die grootste in sy soort in Afrika is na 9 maande voltooi en word reeds as 'n nuwe baken vir die streek beskou. Nou die idee van die aasvoël grondtekening is die van die landskapkunstenaar Annie Snyman en haar broer PC Janse van Rensburg. Die projek het in Oktober 2025 voor die eerste Van Sailsrus Kunsteweek begin en die eerste lyn van die grondtekening was toe uitgelê. Die tweede en finale fase is vanjaar tussen 4 en 8 Mei voltooi. So dit was nogal 'n reuse projek. Die grondtekening behoort aan die Van Sailsrus Hotel wat dit ten bate van die plaaslike gemeenskap en die ekonomie van die Kalahari sal bestuur. Die projek het ook ten doel om bewustheid oor aasvoëlbewaring te skep en toerisme in die streek te bevorder. Die grondtekening het blykbaar 'n omtrek van 3,5 km. Nou van die een vlerkpunt tot die ander is 'n afstand van 312 meter en van die kop tot by die kloue 114 meter. Van Rensburg het geskerts dat sy van klipperasies en landkuns niks geweet het nie, maar dat sy nou 'n kenner is. Wat 'n fantastiese storie. Ja. So blykbaar moet jy let soos 'n golfkarretjie of ietsie hê om van die een kant na die ander toe te kom. Ja, en weet jy wat vir my persoonlik uitstaan, is om te sien hoe kreatief mense raak wanneer dit kom by die omgewing. Soos dit hulle nou sê, om bewusmaking te skep oor die bewaring van aasvoëls, want ons weet nou al, dit is nou al vir 'n geruime tyd 'n kwessie, en hulle word ook deur 'n bedreiging, as 'n bedreigde spesies ook in die gesig gestaar. So ek dink net, dit is vir my kreatief, dit is vir my oulik, maar ek sal definitief nie, ek dink jy moet fiks wees om te loop van die een punt na die ander punt, so ek is saam met jou op daai golfkarretjie. Luister, die ander ding is ook dat jy dink, jy's 'n kunstenaar, jy weet nooit dat so 'n projek oor jou pad sal kom nie, en dan is dit daar ingedompel en then I guess you must just sink or swim. En Annie het nou heel waarskynlik net geswem. Ek dink dit is ook fantasties vir die streek. En dit van klippe, nê? Kan jy nou meer? So ek dink dit is vir my weer eens, ons kom terug na die omgewing toe hier by Goeiemôre Good Morning, gee ons baie om oor die omgewing, maar dit sal vir my interessant wees om te sien, aangesien hulle nou sê dit gaan so bestuur word ook, jy weet, hoeveel mense dit gaan besoek, maar ek dink dit is nogal iets om te aanskou, so miskien moet ons ook 'n plan maak om daar uit te kom. Ek dink beslis so, en ek dink ook hierdie tipe landskapkunstewerk of kunswerke is goed wat mens baie min sien, want daar is soveel detail en soveel tyd en moeite wat in so iets ingaan. So I think it's absolutely fantastic. Baie geluk PC en Annie. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Zycrol te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ingeskakel, ons is nou terug.